Ons gaan stil word voor die Here en luister na sy stem deur sy woord. Kom ons neem 'n diep asem in. Laat die besig wees van jou dag vir 'n oomblik eenkant. En ons maak ons harte oop vir wat God ons vandag na uitnooi. Ons teks kom uit Efesiërs 2 vers 8. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dis die gawe van God. Nou dink aan die laaste keer wat iemand onverwags by jou huis aangekom het. Dalk was jy nie gereed nie. Dalk was die huis nog bietjie deurmekaar, skorrelgoed op die wasbak, wasgoed op die bank. Wat het jy gedoen? Party van ons maak sommer die deur oop en sê verskoon nie, gemors kom binne. Dit voel bevrydend, nie waar nie. Om net eerlik te wees oor die realiteit. Maar ander, en ek is dikwels een van hulle, hou die deur net oop op 'n skreefie. Ons probeer beheer hou oor wat mense sien. Party hardloop eers rond om alles weg te pak, skuif goeders agter geslote deure voordat ons dit oopmaak. Almal het mos daai gemorslaai in hulle huis. En dis hoe baie van ons met die Here maak. Ons dink ons moet eers alles in ons lewe reg hê om geloof te beoefen. Eers moet ons lewe bietjie meer in orde wees. Eers moet ons daai slegte gewoonte breek. Eers moet ons sterker wees, meer gedissiplineerd, meer geestelik. Dan kan ons vir hom die deur oopmaak. Maar hier's die wonderlike, bevrydende waarheid van hierdie vers. Geloof is nie iets wat jy moet regkry of uitwerk voor jy dit ontvang nie. Dis 'n geskenk van God. Dis die gawe van God. Die enigste ding wat jy moet doen, is om die tree te neem om die deur oop te maak. Nou Paulus sê in Romeine 10:17, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Wanneer jy die deur van jou lewe oopmaak vir Jesus en sy boodskap, bring hy geloof saam met hom. Jy hoef dit nie te vervaardig nie, jy kan dit nie opwerk nie, jy kan dit net ontvang. Christus klop nie aan die deur van jou lewe en verwag 'n skoon huis nie. Hy wil net inkom. Hy wil in die gemors inkom. Hy wil by die gebroke plekke wees, by die donker hoekies wat jy probeer wegsteek, by die skaamte en by die stryd. En wanneer hy inkom, bring hy hierdie geskenk. En dalk voel jou lewe vandag so. Dalk het jy weer dieselfde fout gemaak, maar geloof begin juis daar waar jy die deur eerlik kan oopmaak en sê, kom maar in Here. Hierdie is nie blinde optimisme nie, dis nie 'n sprong in die donker nie, dis om jou lewe te deel met die een wat jou gemaak het, wat jou ken, wat van jou hou, gemors en al. En te vertrou dat hy inkom, as hy kom is dit met genade, met liefde en met die geskenk van geloof. So vandag skep 10 minute van stilte, vir jou en vir God. Gaan sit ergens waar jy alleen kan wees en skakel jou foon af, sluit dalk die deur, net jy en Jesus. Lees Efesiërs 2 vers 8 stadig, dalk 2 of 3 keer, en laat hierdie woorde insink. Uit genade, deur die geloof, die gawe van God. Here, dankie vir hierdie geskenk wat ons kan ontvang. Dankie dat U vrygewig is en dat U dit in oorvloed vir ons wil gee. Amen.